Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag, welkom terug by Step Up. Ek is Chantel White en ek is saam met jou in jou huis. My stem is in jou huis, in jou kar, in jou kantoor en ja, ons preek my mens. Ons preek. So is 'n voorreg om saam met jou te wees en is 'n voorreg om in jou huis te wees en is 'n voorreg om in jou kamer te wees en is 'n voorreg om in jou voorhuis te wees en is net 'n voorreg wat die Here aan ons toe vertrou. So wanneer ons by mekaar kom, dan moet ons die ding laat gebeur. Ek wil vandag praat oor Hebreërs hoofstuk 11 en ons almal weet wat dit is. Dit praat oor geloof. Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ek nog nie gesien het nie, maar tog glo ek. So ek het nog nie met my mens oë gesien nie, maar ek het dit met my gees gesien al. So ons gaan 'n bietjie vandag daaroor praat. En maar weet jy wat is my amazing? As ek kyk na die einde van hoofstuk 10, Hebreërs hoofstuk 10, dan eindig hy en ek het nog my Engelse Bybel, verskoon mense gaan die Afrikaanse een kry. Die Engelse vertaling sê, hoofstuk 10 eindig soos die sê, but our way is not that of those who shrink back to destruction, but we are of those who believe the Messiah, Jesus Christ. And by this confidence we have faith that preserves the soul. Oeh, mense, dit is 'n mooi skrif. Nee, ek moet hom weer lees. Hy sê, ons is nie mense, ons maniere is nie wanneer iets gebeur, dan gaan ek terug waarvanaf ek kom nie. Ek gaan soos die Bybel praat van 'n hond wat terug gaan na sy eie braaksel toe nie. Ek gaan nie terug na my ou weer en my verkeerde weer en dit wat ek gedoen het nie. Hy sê nee, maar my geloof is in Christus Jesus die Messia en my geloof is dit wat my siel bewaar. Het bewaar my siel, my mens, my geloof in Christus Jesus bewaar my siel. Nee, mense, dis 'n diep skrif. Dan kom hy om te sê, maar geloof is die in Engels sê, now, faith is the assurance, dan sê die Amplified, the title deed, the confirmation, wat beteken, title deed beteken ownership, covenant, contract, transition, wat beteken, nou geloof is 'n title deed, beteken, het is 'n kontrak, is 'n agreement, as die Here my iets gewys het in die gees in, ek het 'n visie gehad, of hy het my 'n droom gegee, dit is my man, gebruik dit as 'n voorbeeld, dis my man, dis die man met wie ek gaan trou, maar hierdie man is losgekoop van sy bene, of hierdie man is nog daai kant toe, of hierdie man, maar die Here het my 'n droom gegee, die Here het gewys dit is hy, dan is dit basies, en ek het dit in die gees gesien, en my geloof het dit geactiveer, dan beteken dit is 'n covenant al klaar, is 'n agreement al klaar, dit is settled, dit is klaar, die Kaapers is klaar wat het soos, dan is dit klaar wat het soos my mens, dit is 'n confirmation, dat dit wat God my gewys het, daar is die manifestering wat hier moet gebeur, en niemand kan het stop nie, as ek dit glo, en ek skryf dit neer, en ek maak het known, dat Here, ek glo wat U my sê,
It's only a matter of time. Because dan wat ek en jy moet doen is, jy bid in hy ding in, jy bid in hy ding, in 'n huis in. Jy bid, ek weet van mense, wat die Here gesê het, of hulle het vir die Here gesê, ek wil 'n huis hê, weet jy wat hulle gedoen? Hulle het 'n sleutel gaan koop, toe vat hulle die sleutels toe in die Bybel in, en hulle het gesê, Here, maar U het vir my gesê, ek gaan 'n huis hê. So hierdie Bybel, die woord wat lewendig is, moet hierdie huis aktiveer, daar's 'n sleutel in my Bybel, en almal hoef nie te verstaan, my mens plak 'n ding in jou Bybel. Die Here se, as ek het laas ek gesê, die Here se woord is lewendig. So die Bybel sê vir ons, dat geloof is 'n vaste vertroue, hoor jy, in die dinge wat ek nog nie gesien het nie, maar tog glo ek. Maar ek het mos nie gesien nie, die dinge moes nie in die vlees gebeur nie, die dinge het in die gees gebeur, so ek het hom in die gees gesien, dat hier 'n ding gebeur. So die dinge wat ek nog nie gesien het in die vlees nie, rakende nie, is die ding wat ek in die gees gesien het, en omdat ek in die gees gesien het, is dit 'n vaste vertroue van die dinge wat ek nog nie gesien het, maar tog glo ek. So ek glo dit wat die Here my gewys het, dit wat die Here aan my geaktiveer, dit wat die Here vir my gegee het, dit wat die Here aan my toevertrou het, in die gees moet manifesteer. Jesus leer die disippels en hy sê, let thy kingdom come on earth as it is in heaven. Give us this day, let your kingdom come on earth as it is in heaven. Toe Jesus op die aarde was, het Jesus wonderwerke gedoen, daagliks. Daar was daaglikse activity, dat Jesus het wonders gedoen. Die krepers het geloop, die vrou by die bad was aangeraak, die man by die vrou by die put was aangeraak, die man by die bad van Bethesda, die dooie kinders was wakker gemaak. Al hierdie goeders het gebeur in die dag van Jesus. There was daily evidence. So let thy kingdom come on earth as it is in heaven. So in the record of Jesus' life in heaven coming to earth, there was daily record kept. Daar was 'n dagboek, because every day the kingdom of God manifested on earth as it was written and said in heaven. Because remember, die Bybel is geskrywe vir ons duisende jare gelede, maar moenie dink die Bybel was geskryf toe die Bybel geskryf was nie. Moenie daai ding dink nie. Moenie dink dat God God sê in Genesis hoofstuk 1, in the beginning God created the heavens and the earth was void and void. Moenie dink dat God het daar begin nie. Moenie daai ding dink nie, want God het nie daar begin nie. Toe God sê in the beginning God created the heaven and the earth, was hy al Wulkada. So hy het nie God het nie begin in die beginning toe die wêreld begin. No, he is eternal. He's Olam. He has no end. He is yesterday, today and forever. God does not have an end. God doesn't have a beginning. So God didn't start with in the beginning God created the heavens and the earth. God didn't start there. He could not start there, because if he started there, then alles gaan moes klaar wees as hy ook, as ons by die amen kom van openbaring, dan maak alles moes klaar. Maar dit is nie hoe die ding werk nie, my mens. Wanneer die hemel en die aarde verby gaan die woord nog lewendig wees. Jesus is nog lewendig, God is lewendig, die Heilige Gees, ons gaan saam met hom wees as sy bruid. So niks van God eindig nie. Die wêreld gaan tot 'n einde kom. Dis wat die Bybel duidelik sê. The heavens and the earth is gonna pass away, but not one word. Mag die Here ons help om die skrif te verstaan. Mense, ek dink nie eens ek verstaan wat ek sê nie. Because you know what? As ek dit net sê, dan dink ek, Here, maar wat sê ek? Because weet jy wat? Weet jy hoekom sê ek dit? Ek sê dit omdat as die Here vir my 'n profetiese woord gegee het, daai woord sal nooit tot 'n einde kom nie. Daai woord gaan nooit tot 'n einde kom nie. Die woord stop nie omdat ek sterwe nie. Today I'm ministering and leading a congregation, a global congregation, from people all over the world. So, in die dag wanneer die Here gaan vir my huis toe vat, die kerk gaan nie stop omdat ek gaan sterwe nie. You get what I'm trying to say. Die evangelie het nie gestop toe Jesus sterwe en hy staan op en hy gaan terug. As a matter of fact, toe word dit volbring. So, niks stop in die gees wanneer ons vir die Here 'n ding doen nie. So, wanneer God 'n ding aan jou beloof het, dat die Bybel sê in die einste hoofstuk, dat die beloftes van Abraham was so ahead of sy tyd. It was so ahead of him that he didn't even live to see Joseph, that went into Egypt as a prisoner and served as the next in charge, as the second in charge in the nation of Egypt. He didn't even see that, but he had the prophecy.
So, wanneer ek en jy 'n woord van God af kry, nou wil jy elke 5 minute 'n woord van God af hê. Kom ek sê vir jou my mens, een woord in God se woord, uit God se woord uit vir jou en vir my. Een woord kan my dra vir die res van my lewe. Een woord, nou wil ek spring van profeet na profeet na profeet. Nee my mens, jy kan net een woord vat. Jy kan net vat die Here is my herder. Daai een woord kan vir jou vat van 9 tot 90. Hy kan vir jou vir ewig vat, want alles in die Here is my herder. Alles wat ek nodig het is in hy. And we were speaking about this a few weeks ago in our first year class. En ons praat oor dat die disciples, en ek het laas ook genoem, die disciples vra vir Jesus, leer ons om te bid. En die Here leer vir hulle die Onse Vader gebed. Die Onse Vader gebed het nie krag verloor nie. Die Onse Vader gebed het niks het verander by God nie, dit verander by ons. Het is so verander by ons, dat ons wil nie meer die skole hê nie. Het is so verander by ons, dat het klink asof wat oudtyds is, wanneer ons het bid. Maar die woord van die Here is dan nog nooit oudtyds nie. Die woord van die Here is dan gister, vandag, en tot in alle ewigheid dieselfde. Hoekom bid ons nie meer die Onse Vader nie? I'll just ask that. I ask it to you and I ask it to myself. Is dit omdat ek dink ek bid nou beter as die Onse Vader, terwyl die woord van God vir ewig staan? En these are things, dit klink klein, maar in realiteit is dit groot. So wanneer die Bybel die Here vir ons sê, in sy woord, en dat die hemel en die aarde gaan verbygaan, maar nie sy woord nie, dan dink ek nie ek dink nie, dat ek en jy besef, dat dit as God vir jou 'n profetiese woord te gee uit die Bybel uit, dan gaan die woord nooit fail nie. Ek dink toe net by myself, die Here het vir my gegee, Haggai 2, to when I started the ministry. So the ministry is built, All Nations House of Glory Ministries is built on the book of Haggai chapter 2. Maar my mens, ek gaan sterwe en Haggai chapter 2 gaan nog net soos lewendig staan. My kinders se kinders gaan sterwe en dit gaan nog net so staan. Ek sal seker almal dood wees, maar die woord, die kerk gaan aangaan, die kinders gaan dit oorvat en hulle kinders, en it is ever, because nothing of God has an expiry date. En ek dink ons verstaan dit nie. The spirit doesn't have an expiry date. My liggaam het 'n expiry date, but my spirit doesn't have an expiry date, because my spirit is connected to the Spirit of God. It's eternal, it's olam, it's eternal. There is no end to the Spirit of God. En ek dink ons dat ons misconceive, die ding, ons het 'n misverstand, want ek het gedink, of jy dink en ek dink, maar die belofte van die Here is net vir 'n sekere tyd in my lewe. Die belofte van die Here is getrou. Die belofte van die Here is vir ewig. As die Here sê ek gaan jou seën, ek gaan jou seën. As die Here sê jou huis is geseën, hy sê geseën Kersmismôre toe ons bout op die tafel het. Hy sê gebless Easter wanneer ons dink ons moet nou nee my mens, jou huis is geseën as jy die Here dien, of jy nou maandagoggend is, of dit Vrydagmiddag 4:00 is, of dit nou die 21ste van die maand is, die 25ste van die maand, die 3de van die maand, jou huis is geseën. Daar is nie 'n difference in die seën nie. Hy sê dit vir ons, klink klaar. So hoekom wil ek compromise om te dink dat die Here se seën is net op sekere tye van my dae of sekere tye van my lewe? As ek doen wat die skrif sê, sal strome van lewende waters uit my binneste uitvloei, of dit nou reën of dit nou sonskyn in my lewe, of dit nou goed gaan of dit nou nie so goed gaan nie. Die woord van die Here gaan nooit verander nie. En die Here sê vir my en vir jou vandag, as ek vir jou iets gesê het, as ek jou 'n droom gegee het, hê geloof in wat ek vir jou gesê het, want deur jou geloof aktiveer jy die ding. Skryf dit neer, Habakuk sê, write the vision down, it may take a minute, but it will come to pass. Skryf die ding neer, sê Here, U het my gewys, U het vir my gesê, ek hoor wat hierdie mense sê, maar Here, U het gesê. Ek hoor wat my pa sê, maar Here, U het gesê. Ek hoor my man sê dit, maar Here, hy het nie die geloof wat ek het nie. Ek hoor wat U, die dokter vertel my, maar Here, ek glo wat U vir my sê. En omdat U dit vir my gesê het, gaan ek dit sien met my mensoë. Mense, ek sien goed in my lewe in. Ek beleef goed in my lewe, nee. Kom ek sê vir julle, dat as ek dit moet hanteer het 'n paar jaar terug, dat ek goed opgemors. Die beste ding wat ek en jy kan doen, wanneer ons nie goeders verstaan nie, en wanneer goeders nie vir ons sin maak nie, staan terug in die water uit, en laat ons kyk wat die Here doen. Kom ons staan uit die water uit, kom ons staan terug, en ons sien hoe dat die Here goeders vir ons in plek en skuwe. Dit gaan nie werk as ek en jy en jy en ek en ek en jy en jy en ek. Dit gaan nie werk nie. Dit gaan alleenlik werk hoe die Here wil hê dit moet werk. En op hierdie oomblik van ons lewe,
Ons kry stampe, ons kry stote, ons word teleurgestel en alle goed gebeur. Alles gebeur en dit is nie lekker nie. O, my mens, dit voel, jou hart word uit jou uitgeruk. Maar weet jy wat? Op die einde van die dag, dan is dit die Here wat ons hou. En dan moet ons vertrou in die Here. En ons moet ons vertroue in die Here insit. En die Here weet van beter. Al lyk dit nie vir my elke dag die Here weet van beter nie. Al lyk dit nie vir my elke dag die Here verstaan nie. Al lyk dit nie vir my elke dag die Here weet waar ek nou is nie. Dit lyk amper asof die Here my iewers vergeet het. My mense het nie vergeet nie. Die Bybel sê in Psalm 139, sy oog deurkruis die hele aarde. Donkerte is lig vir hom. En waar jy en ek ons bevind, hy weet daarvan. Daar is niks by die Here wat hy nie kan sien nie. Daar is nie 'n plek in jou lewe wat jy jouself kan wegsteek, wat die Here nie kan sien nie. Daar is nie 'n plek in jou en my lewe. Onthou net, ek en jy kan mos nie 10 jaar van vooraf nou sien nie. Ek en jy kan nie 20 jaar vooruit sien nie. Ons kan nie. Om te ver uit te sien, om te sê, dit is wat ek wil bekom, dis wat ek mik vir dit, op 10 jaar wil ek my huis klaar betaal hê, ek wil dit hê, ek wil daai hê, ek wil dit hê, wanneer jy so praat jy in geloof, maar weet jy wat, nie almal van ons gaan uit 10 jaar sien, nie almal van ons gaan by 10 jaar kom, partykeer kom jy hoër in as wat jy ge-expect het, of jy kom miskien nie in, soos wat jy gedink het, soos wat jy die projection gehad het, en ek sê julle nou kan terugvat na COVID toe, COVID-19 het die hele wêreld uitmekaar het gegooi. Nie 'n land nie, nie 'n nasie nie, ons almal. So niemand van ons wat ek het gewerk in Somerset West by Radio Disa. Julle ken die storie. Ek het verby die airport gery. Ek ry verby die lughawe. Dan kyk ek hoe staan die vliegtye. Dit het vir my gelyk soos die einde van die wêreld. Jy kan nie glo nie. Al die Boeing staan daar. Al die planes, die hele runway daar voor die airport, dis net pleine wat staan, nie een plein, ek het jou plein gesien uitgaan nie, ek het hom nie gesien nie, en ek sê vir myself, dit lyk soos 'n horror movie, dit het gelyk party daar, jy's in 'n movie, en jy kan nie glo, en kyk net hoe vinnig het dit gebeur, en weet jy wat is die worst part, niemand het beheer daaroor gehad nie, nie die slimste van die slimste nie die ene wat die hoogste graad in PhD, in DHD, in J, niemand, nie een van ons kon pinpoint, die mense vandag nog, daar figure hulle uit wat het regtig gebeur, en mense het gesterwe by die duisende per dag, reg rondom die wêreld, duisende mense per dag, en raai wat, nie een van ons het beheer daaroor gehad nie, nie een van ek en jy het gesê, ek weet, ons het gehoor wat die Here sê, en bys op dit het ons gedoen, en die dokter het gedoen wat hulle kon gedoen het, maar raai wat, nie almal nie almal het gelewe nie, dat is mense in ons familie wat gesterf het, en jy vra ter op 'n punt toe, maar Here, wat het nou gebeur? En agterna kry jy die vrede van die Here in jou hart in. So ek en jy kan sê, oor 10 jaar wil ek graag dit hê, ek wil graag dit hê, ek wil graag dit beleef, ek wil graag maar weet jy wat? Om dit te sê, moet Hebreërs 11 wees. Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ek nog gesien het, maar tog glo. So ek glo dat in 10 jaar tyd gaan my huis klaar betaal word, of ek en my man kan retire, en al hierdie jare se werk, gaan ons geld geniet, you know what I mean? As ek wil kan sê dat my pa was 'n bouer in sy dag, en my pa het verskriklik hard gewerk. Alle bouers werk hard. So ek sê nie dat jy nie hard gewerk het, ek vertel net vir jou my storie. My pa was 'n bouer, en bouers werk hard. En ons het altyd vir my pa gesê, as jy wil 'n nuwe bakkie koop vir 'n nuwe bakkie. As jy 'n nuwe kar wil koop vir 'n nuwe kar. As jy wil 'n nuwe huis, doen wat jy moet doen en lewe. En nie eens besef die krag van wat ons sê nie. Ons as sy kinders. En ons het baie vir hom gesê, moenie met ons lewe jou lewe en lewe jou geld. Enjoy jou. Doen wat jy moet doen. Wil jy doen, gaan koop jou whatever, because jy werk hard daarvoor. Weet jy dat my pa het geword 62 en my pa sterwe aan 'n hartaanval. Hy het nog nie eens gekom by aftree nie. Hy het nog nie eens in sy mind het hy nie gedink aan aftree nie. Hy het nie gedink dat hy wil vir hom by huisie by die see bou of wat ewe, of hy het dit gedink miskien, maar hy het nooit daarby uitgekom. As a matter of fact, my pa het 'n flat geown in Bloubergstrand, oorblok. Hy het nog nie eens dit geniet nie. En hy het gesterwe. So, ons ken nie die môre nie. Ons weet nie wat gaan môre gebeur nie. Ons weet nie wat gaan oormôre gebeur nie. Ons weet nie wat gaan ons weet wat gister gebeur, maar ek het nie beheer oor vandag 2 uur nie, ek het nie beheer oor vanaand 8 uur nie, en ek het definitief beheer oor môre nie.
Maar wat ek wel weet is, ek dien die een wat môre in beheer is van môre. En omdat ek hom dien, het ek hoop vir môre. En omdat ek hom dien, het ek vertroue in môre. So mense kan vir jou sê, moenie dit doen nie, moenie daai doen nie, moenie dit doen nie, moenie daai doen nie. Maar jy weet nie wat die Here vir my gesê het nie. Jy is maklik vir my te sê, maar daai een pas nie by jou nie. Dit pas nie by my nie. Dit is nie reg nie. Hoekom het jy nie vir daai kar gevat nie? Hoekom het jy nie daarvoor? Jy verstaan nie, my plan is anders as jou plan. Jou plan is anders as my plan. Alhoewel ek wil die beste hê vir jou. Wie sê nie dat daai huis is die beste vir jou nie? Want is miskien die een huis en miskien die laaste huis nie. Maar ons het te veel te sê oor mense se lewens wat jy niks van gehoor het nie. God gaan nie met my praat oor jou lewe nie, unless hy my 'n profetiese woord gaan gee. Or he gives me a word of wisdom or a word of knowledge. Then he will tell me. But God doesn't speak to everybody about your life and everybody about my life. So when I have heard of God and from God, let me act in faith and say, God, you are the one that makes a way. You are the one that answers. You are the one that can do this for me. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wanneer, ek weet nie waar nie. Maar Here, ek het geloof. En bys op die geloof sit ek vandag my hart, my hand, my lewe, my toekomsplanne, my drome, ek sit dit in U in. En geloof is 'n vaste vertroue aan die dinge wat ek nie gesien het nie, maar tog glo ek. Amen. So mag die Here jou seën, mag die Here jou bewaar, mag die Here jou toetrek onder sy bloed en mag ons kom in die plek waar ons floreer in geloof. Amen. Wat ons opvaar met arensvleuels. Dat ons nie ons voet sal stamp teen 'n klip nie, because ons het die geloof in ons. Mag die Here jou seën. Kom ons dien die Here, my mens. Kom ons dien die Here in sy woord en in gees en in waarheid. Ons sien mekaar volgende week.